Hallo, ek hoop julle het 'n geseënde dag. Ek het nou my nuwe uitreiking wat ek wil doen. Is oor tekste oor verskillende wat ons wil doen. So belydenis, sonde, vergifnis, liefde, bekering en wat. So, ja, my eerste uitreiking wat ek wil doen is die belydenis. Nou belyding van sonde. As ek enige iemand hartseer maak of iets verkeerd teenoor hom of haar gedoen het, moet ek jammer sê vir God en vir hulle teenoor wie ek dit gedoen het. Ek moet die Heilige Gees vra om my te lei sodat ek kan onderskei. So in Hakkie sê die verskil ken tussen reg en verkeerd. Ek moet eerlik en opreg erken dat dit verkeerd was en dat ek jammer is oor my sonde. Gedurende my belydenis, ek jammer sê opreg maak van iets wat verkeerd teenoor ander gesê of gedoen is. God sal jou dan vergewe en dit ook dan die plig van die ander een teenoor wie jy reg gemaak het om jou te vergewe. Kom ons lees wat sê die Bybel. Nommer 1. Bely en laat staan. Ons lees Spreuke 28 vers 13. Wie se oortreding toesmeer, sal nooit gelukkig wees nie. Wie te sonde bely en nooit weer slegte dinge wil doen nie, sal die Here se liefde ervaar. Die boodskap. Nommer 2. Vergifnis vir sonde. Ons lees Jakobus 5 vers 16. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vierde gebed van 'n geregverdige het groot krag. 53 vertaling en die ander een. Daarom moet julle sonde teenoor mekaar bely en vir mekaar bid, sodat julle gesond kan word. Die gebed van iemand wie te saak met God reg is, het 'n kragtige werking. Nuwe lewensvertaling. Nommer 3. Vergewe en reinig. Ons lees 1 Johannes 1 vers 9 sê, ons sonde bely. Hy, nou Jesus, is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van die ongeregtigheid. Julle wat nie reg is in God se oë nie, in Akkie. Te reinig. 53 vertaling. Maar nou ander ene, nuwe lewensvertaling sê, as ons regtig ons sonde bely, hy is getroubaar en regverdig om ons sonde te vergewe en ons skoon te maak van alles wat verkeerd is. Nommer 4. Die Here red. Lees Psalm 34 vers 18. Wanneer mense roep om hulp,
hoor die Here. Uit al hulle moeilikhede red hy hulle. Nuwe vertaling. Nommer 5. Bely en glo. Lees Romeine 10 vers 10. Want as ons glo met ons hart, word ons vrygespreek, en as ons met ons mond bely, word ons verlos. Nuwe vertaling. Nommer 6. Jesus het ons sonde gedra. Dit lees ons in Jesaja 53 vers 12. Daarom eer ek hom as iemand wat groot en magtig is, want hy was bereid om doodgemaak te word en as 'n misdadiger beskou te word. Hy het die sonde van baie gedra en vir die sondaar gebid. Nuwe vertaling. Nommer 7. Maak jou sonde bekend. Ons lees Psalm 32 vers 5. Maar ek het my oortreding bely, my sonde nie weggesteek nie. Ek het gesê, ek bely my opstandig teen die Here, en my sonde en oortreding het U vergewe. Nuwe vertaling. Nou hier wil ek net by sê, maak jou sonde bekend. So jy hoef nie van die mense te sê, wat is my sonde nie. Jy kan met God sê, op piek voorbeeld, Here, vergewe my vloek, en vloek. Help my om dit kan weg te vat. Want God weet wat is jou sonde, en daarom moet jy hom bekend maak, dat God weet, of jy weet wat jou sonde is. Nommer 8. Bely en doop. Ons lees Markus 1 vers 5. Die skare mense van Jerusalem en van oor die hele Judea het na Johannes toe gekom, en nadat hulle sonde bely het hy hulle in die Jordaan rivier gedoop. Nuwe vertaling. Nommer 9. U vergewe my sonde. Ons lees Psalm 32 vers 1 en 2. Wel geluksalig is hy wie te oortreding vergewe, wie te sonde bedat is. Wel geluksalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toegereken nie, en in wie se gees geen bedrog is nie. 53 vertaling. En nou lees in nuwe lewing vertaling. Geseën is die mens wie se opstand vergewe is, wie se oortreding afgeskryf is. Geseën is die mens wie te sonde die Here nie toegereken nie, en wie se lewe daar geen bedrog is nie. Kom ons bid saam. Ons dierbare Hemelse Vader, ons sê baie dankie dat ons sonde kan bely. Here, vergewe al my sonde wat ek in die verlede, wat ek nog nie vir iemand, wie ook al ek vergewe gevra of gesê het nie. Mag U elkeen wat die boodskap uitgaan, mag ons mekaar ons sonde kan vergewe, sodat ons kan regmaak met God en met die mense wie ek aan hulle gedoen het. Ons vra dat U asseblief
almal te sonde wat teen my of ek teen hulle gedoen en gesê het. Kan dat asseblief almal se hande kan oopmaak en herken. En is jammer wat ek gesê of gedoen aan persone. Dankie dat u vir my omgee. Dankie dat u vir ons nog steeds aan die kruis gesterf het, sodat ons kan vry wees van die sonde. Mag ons herken wat ons gedoen het teen iemand ander en ook teen u. Vergewe asseblief ons sonde asseblief. Dit is my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Mag julle 'n geseënde dag hê. Bye. Nie werk nou beter man. Nou moet ek net op die regte plek sit. OK, maar net nog. Klaar.